Goeienaand geliefdes, kom ons staan net so vir die fotum asseblief. ‘n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 66. Ons sing daar die eerste en die 7de vers tot eer van die Here. Geliefdes, vanaand luister ons na die woord van die Here, daaruit Numeri 13, daar in die Ou Testament, Numeri 13. Ons gaan die eerste 3 verse lees en dan weer daarvan vers 17 af, na al die name wat daar gesê word of geskrywe staan. Kom ons bid eers saam. Here God, ons wat ook hier saam kon sing, U grootheid ken geen perke nie. Geen grens is daar vir U gesag. En so kom buig ons vanaand voor U. En ons bid om U genade. Ons bid, Here, dat U vir ons die nodige insig sal gee om so U woord ook reg te verstaan. Goed sal verstaan wat U werklik vir ons deur die woord en Gees wil sê, en sodat ons ook dit ter harte kan neem. U Here wat vir ons soveel vertroosting en bemoediging gee uit U woord uit. U wat ons werklik so in die geloof wil versterk. En daarom wil ons soos die psalmdigter ook vra, Here, laat die woorde van ons mond en die
oordenking van ons hart wel behaaglik wees voor U aangesig. U Here wat naby die is wat gebroken is van hart. En U wat verlos, die wat versla is van gees. En daarom ook al is ons elendig en behoeftig, U dink aan ons. U is werklik ons hulp en ons redder. En ons weet, en dis wat ons ook in die woord hoor, die geknakte riet sal U nie breek en die dowwe lampet nie uitblus nie. En daarom, Here, geloof sy U naam. Dankie, U dra ons dag na dag. Ja, wonderlik om te kan sê van die opgang van die son tot by sy ondergang, moet U naam geloof word. En so vra ons, Here, dat hierdie biduur vanaand hier ook sal wees, tot eer en verheerliking van U naam. Laat ons maar opnuut weer besef, dit gaan nie oor mense nie, maar dit gaan oor U, U kerk, U koninkryk. En daarom bid ons ook, Here, vang U ons aandag vanaand hier vas by U woord. Wees U ons sondaars genadig. En ons vra, Here, versterk ons in die geloof. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, hier uit Numeri 13 dan van vers 1, daar tot en met vers 3, eers en dan later weer daar van vers 17 af. En die Here het met Moses gespreek en gesê, stuur vir jou manne uit dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. En Moses het hulle uitgestuur uit die woestyn Paran, volgens die bevel van die Here, hulle almal manne wat hoofde was van die kinders van Israel. Dan nou daar van vers 17, en Moses het hulle gestuur om die land Kanaan te verken en vir hulle gesê, trek hier in die Suidland op en beklim die gebergte en bekyk die land hoe dit is en die volk wat daarin woon, of dit sterk of swak, of dit min of baie is. En hoe die land is waar hulle in woon, of dit goed of sleg is, en hoe die stede is waar hulle in woon, laars of vestings. Ook hoe die land is, of dit vet of skraal is, of daar bome in is of nie, en wees dapper, en bring van die vrugte van die land saam. Dit was toe die tyd van die eerste druiwe, en hulle het opgetrek in die land verken van die woestyn Sin af, tot by Rehob, na die ingang van Hamat. Hulle het in die Suidland opgetrek en tot by Hebron gekom, en daar was Ahiman, Sesai en Talmai, die kinders van die Enakiete. En Hebron is 7 jaar voor Soan in Egipte gebou. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom, en daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny, en 2 het dit aan 'n draagstok gedra. Ook van die granate en die vye. Die plek het hulle die dal Eskol genoem vanweë die tros, wat die kinders van Israel daar afgesny het. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades, en aan hulle berig gebring, en aan die hele vergadering, en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê,
Ons het gekom in die land waarin U ons gestuur het en waarlik dit loop oor van melk en honing. En dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hetiete en Jebusiete en Amoriete woon in die gebergte. En die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig. En ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Tot sover. Die bespieders wat uitgestuur word, en dan sien ons die verskillende reaksie na die 10 se reaksie teenoor die 2 Kaleb en Joshua se. Ons teksverse wat ons daarna gaan kyk, is natuurlik vers 30 eers. Kaleb wat die volk stil maak en dan sê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. En nou natuurlik die ander reaksie, vers 33. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig. En ons was so sprinkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. My broer en suster, maar net so interessantheid, as 'n mens natuurlik van die reuse praat, hier word gepraat van die manne van Enak, afstammelinge van Enak, en dan ook hier Refaite was natuurlik bekend vir hulle manne wat, baie van hulle wat reuse was. Jy kan dit gerus maar gaan lees, dis baie interessant. Daar uit Deuteronomium 3 vers 11, dan lees ons natuurlik van die koning Og, koning van Basan, wat 'n Refaite was. Hulle sê sy bed was 4 meter lank en 2 meter breed. Hy het so groot bed nodig gehad om op te lê, so groot was hy. Jy kan maar self daai sommetjie gaan maak. Daar uit 2 Samuel 20 gaan lees ons ook van 'n baie lang man, word daar beskryf, waarteen Dawid hulle geveg het en sy manne. En daardie lang man was natuurlik ook 'n Refaite, hy het 6 vingers in elke hand en 6 tone in elke voet gehad, by hierdie verskriklike lengte. So vir jou vertel, hy's 'n reus. Vanaand se temaatjie dan, geloofsoë sien God groter as reuse. My broer en suster, die ding waarmee die volk maar altyd geworstel het daar in die woestyn, en hulle is maar telke male gestraf daarvoor, is natuurlik hulle ongehoorsaamheid. Hulle, ons kan amper sê, hardkoppige ongehoorsaamheid. Dit was maar altyd daar, en die feit dat hulle die Here nie vertrou het nie. En hierdeur het hulle natuurlik die Here se toorn laat ontvlam. As 'n mens daar selfs in die psalms gaan lees, dan word hierdie tragiese dinge eintlik vir jou vertel. As jy lees daar in Psalm 78 vers 22,
dan staan daar baie duidelik geskryf omtrent nou hierdie ongehoorsaamheid van die volk. Omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie, dan vers 37, hulle hart het nie aan hom vasgehou nie en hulle was nie trou in sy verbond nie. Ook die psalmdigter van Psalm 106, daar in vers 24 kom hy sê hulle het ook die kosbare land versmaad, sy woord nie geglo nie. En daarom kan ons sê ongeloof, en dit is amper vanselfsprekend, ongeloof loop hand aan hand met ongehoorsaamheid. As 'n mens werklik in God glo, as jy werklik glo, God is almagtig, alwys, alwetend en hy soewerein, sal 'n mens 2 keer dink, baie meer kere dink, voor jy eintlik dommerstrand sal wees, om eintlik ongehoorsaam teenoor hom te wees. En dan besef 'n mens dat klein geloof, halfhartige geloof, kweek dikwels twyfel, onsekerheid. Dis ook wat ons aan ons dag sien, bespeur. Mense wat klein gelowig is, hulle val maklik verdwaal leer in allerhande vreemde praatjies. Omdat hulle geloof in die woord van God al begin taan. Dis net nie meer daar. Ons lees hier, hierdie 12 verkenners het uitgegaan, hulle is uitgestuur om hierdie vreemde land te verken. En dit gebeur op bevel van Moses. Eintlik moet ons sê, want die Here gee Moses die opdrag, so ons kan sê, dis eintlik 'n bevel van die Here af. Hulle gehoorsaam die Here hierdie bevel en hulle moet verskillende dinge gaan verken, belangrike dinge. Dinge wat belangrik is voor jy jou in vyandelike gebied kan begeef. Voordat jy werklik 'n onbekende vreemde gebied kan inneem. En wonderlik wat ons ook sien, God laat nie sy volk maar net so onvoorbereid blindelings in die land invoeter nie. Daarom my broer en suster, kan ons hieruit ook aflei, God geloof beteken nie roekeloosheid, onverantwoordelikheid. Beslis nie. God stuur hierdie verkenners uit om deeglik te gaan ondersoek. En ons het 'n hele klomp sake daar gesien, wat hulle moet gaan verken en wat hulle moet kom terugrapporteer. Hoe lyk die bevolking? Hoe is hierdie mense se gesindheid? Hoe lyk hulle stede, die vestings? Hoe lyk die grond? Is dit vrugbaar? Lewer dit goeie vrugte? Is daar baie bome? En nog baie ander sake. Maar hierdie opdrag vereis dat hulle in die geloof moet dapper wees. Verseker moet hierdie bespieders op hulle hoede wees. Daar in vers 20 lees ons juis dat Moses, hy gee baie duidelik die opdrag daar. Hy sê, wees dapper en bring van die vrugte van die land saam. En dan kry hierdie verkenners daar by die dal van Eskol, kry hulle besonderse rankdruiwe, sny die tros af wat hulle saambring. So groot, so geweldig groot, dat 2 sterk manne dit aan 'n draagstok moet dra. En saam met hierdie druiwe het ons gelees, dan bring hulle nog ander vrugte ook, die granate en die vye. En nou wys hulle dit vir die volk, om te kan sê, vers 27, waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. En ek sien in my geestesoog hoe positief hierdie volk is as hulle hierdie dinge sien. Maar my broer en suster, ongelukkig is dit nie al nie. Die verkenners kom en hulle sê maar, die bewoners van hierdie land is groot, hulle is sterk.
En soos hulle stede ook, hierdie stede is groot en sterk vestings. En die land word bewoon deur verskillende heidense volke. Hulle kom en vertel spesifiek van hierdie Enakite, die reuse wat in hierdie land woon. Maar baie duidelik sien ons dat hierdie saak nie vir Joshua en Caleb afsit nie. Hulle is vasbeslote in die geloof, vas staan hulle in die geloof om te kan sê, maar ons kan hierdie land in besit neem. Vers 30, so in volle geloofsoortuiging sê hulle, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Het jy saam met my daar gelees, nie iets van niks van miskien of dalk nie. Verseker, sonder twyfel. Maar so die reaksie van die ander 10, heeltemal 'n ander opinie, vers 31, wat sê so negatief, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. En dan kom hier die 10 bespieders en hulle maak die volk nog verder negatief deur hulle slegte gerugte wat hulle so tussen die volk versprei. Dis wat sulke negatiewe mense baie keer doen. En nou is dit so, die volk luister eerder na hierdie 10 as na hierdie ander 2, na die minderheid, na Joshua en Caleb. En niks word nou meer vertel van die goeie en die positiewe dinge wat hulle gesien het nie. Hulle lê maar net klem. Die volk lê klem op dit wat vreesaanjaend is, die groot manne in die land, die reuse. My broer en suster, my eerste vraag vanaand hier wil ek ook vra, en ek wil eintlik dit sê, ook dit kan in my en jou lewe gebeur. Dat ons so gaan klem lê op die negatiewe. En dat ons heeltemal vergeet van dit wat werklik positief is. En dat ons daarmee weghardloop. As hierdie 10 dapper bespieders, sogenaamde dapper bespieders vertel, want hulle is tog uitgesoek. Hulle moet gaan saam met Joshua en Caleb. As hulle self as springkane teen hierdie reuse bevind het, hoe moes Jan Alleman nie gevoel het? En dan kap hulle daardie spyker van vrees en twyfel, kap hulle nog dieper in deur hierdie oordrewe slotopmerking, so was ons ook in hulle oë. Ons was ook springkane in hulle oë gewees. En dan kan ons vanaand vra, maar wat is die verskil dan? Wat maak hierdie verskil tussen die siening van hierdie 10 teenoor Joshua en Caleb? Kom sien Joshua en Caleb dinge so anders as die res? En dan moet 'n mens dadelik sê, maak nie 'n fout nie, Joshua en Caleb het hierdie groot manne gesien, hulle weet van hulle het van hulle vertel. Hulle gaan nie in moedswillig en onverskillig skuif hulle hierdie werklikheid een kant toe nie. Die groot verskil, my broer en suster, en dis die geloofsles vir elkeen van ons vanaand hier so ook, vir elke dag in ons lewe. In die geloof sien hulle die almagtige God raak. 'n Almagtige God wat groter en sterker is as al hierdie heidense nasies en die reuse. Hulle sien die kragtige hand van God raak. Hulle glo in hom. Want dis hy, die almagtige, wat dan hierdie opdrag gegee het. Hierdie opdrag gegee dat hulle die land moes gaan verken om later dan ook in te neem. Hulle het geglo, God sal voorsien. God sal hulle lei om hierdie land in besit te neem.
Hierdie almagtige God sal hulle nie in die steek laat nie. En 'n mens kan verstaan, ja, mense is teleurgestel, is 'n groot teleurstelling vir elkeen wat hierdie gedeelte ook lees. As ons lees daar in hoofstuk 14, dat die volk dag en die nag lank geween en gemurmureer het om terug te gaan Egipte toe. Moses en Aaron wat op hulle aangesig val voor hierdie kinders van Israel. En Joshua en Caleb wat hulle klere misnoeg geskeer het oor hierdie volk se klein gelowige, ons kan sê hulle ongelowige, ongehoorsame optrede. En soos dit maar gaan, soos ek net ook sê, hierdie opstandiges hits maar mekaar so aan, dat hulle naderhand besluit om hierdie gelowige Joshua en Caleb te stenig. En dan, as dit nie vir Moses se smeking by God was nie, het hy die volk daar volgens Joshua 4 vers 15 soos een man omgebring. En dan natuurlik die straf vir hierdie volk, God rek hulle woestynreis tot 40 jaar lank uit. En van die huidige geslag sou net Joshua en Caleb en die wat onder 20 was, werklik die land Kanaan binne gaan. Die res weet ons sou oor die tyd maar daar in die woestyn omkom. Ons sou nie daar die voorreg hê om voet daar in Kanaan te sit. Hebreërs 3 vers 19. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Hoe tragies. My broer en suster, in die land Kanaan het nie van net bekend gestaan as die beloofde land nie. 'n almagtige God wat dit reeds aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. En dis hoekom Joshua hier in Numeri 14 vers 9 aan hierdie volk sê, wees net nie teen die Here opstandig nie en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Hoorie, werklik vanaand, hoorie hierdie geloof en vertroue in die Here. Geloof, vertroue om die Here werklik op sy woord te neem, om gehoorsaam te wees aan hom, om werklik aan hom te glo, om te glo dat hy die almagtige is wat beskik. Broer en suster, en so het hy ook die verlossing in Jesus Christus beloof. En dis vervul. Wie die verlossing in Jesus Christus in die geloof aanneem en in hom glo, sal die ewige hemelse Kanaan beerf. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. My broer en suster, om vanaand ook hier af te sluit, hoeveel reëse is daar in jou lewe? Hoeveel reëse is daar in jou lewe wat vir jou werklik ook kan so negatief maak, so negatief beïnvloed? En wees nou maar eerlik voor die Here vanaand. Reëse wat jou bang maak. Reëse wat jou vreugde, jou vrede wegneem. 'n struikelblok. Ja, my broer en suster, wat in jou pad is. Wat vir jou keer om voluit te leef, om tot eer van God te leef. Maar miskien voel jy op hierdie stadium klein en jy voel magteloos teen hierdie groot struikelblokke van die lewe. Bid tot die Here dat hy vir jou sal help. Dat hy vir jou werklik ook in die geloof sal versterk
om hierdie groot reëse te verslaan. En ek sê weer, en ons het duidelik vanaand dit ook hier gelees, dis nie maar om hierdie reëse te ontken of te misken of dit mis te kyk asof dit nie daar is nie. Daar's realiteite. Ons sien dit. Hulle is daar. Geloof is nie om realiteit mis te kyk, dit weg te kyk. Geloof, my broer en suster, is eerlik. Baie eerlik. Geloof hou rekening met die waarheid. Geloof is om God hart en siel te vertrou, maar steeds met die bede in my hart, laat U wil, Here, geskied, nie my wil. Amen. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord, en dat U deur die Gees ook hierdie woord in ons harte bring, die woord van waarheid. U wat van ons in die woord ook sê, dat ons nie moet vrees vir hulle wat na die liggaam doodmaak nie, maar die siel kan doodmaak. Dan sê U woord vir ons dat ons U moet vrees. U wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Here, dat ons U woord werklik ook sal bedink, dit sal bepeins. Ook hierdie woord van vanaand, die predik. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gesang 298, ons sing daar verse 1 en 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.